Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor aanbidding, oorwinning, maar afdwaling. Aanbidding, oorwinning, maar afdwaling. En ons skrifgedeelte is uit Rigters hoofstuk 7 vanaf verse 15 tot 23 en hoofstuk 8 vanaf verse 22 tot 35. Rigters 7, 15 tot 23 en 8, 22 tot 35. Maar as ons die woord van God nou oopmaak, kom ons maak die oë eers toe. Goeiemôre Hemelse Vader. Here, wat 'n wonderlike gawe vir ons om U Vader te kan noem. Om te weet, ons is kinders van die almagtige God. Here, en ons vra vanmôre dat U weer eens vir ons uit die woord uit sal leer. Here, dat U boodskap ons sal help om U nie net te dien nie, en nie net in oorwinning te dien nie, maar dat ons ook vas sal staan en nie sal afdwaal nie. Help U ons, Here, om dit te doen. En Here, daarom vra ek dat U elkeen wat luister sal seën deur die boodskap te hoor, te verstaan en in hulle harte te bewaar. En Here, seën my dan ook weer eens deur my te spreek. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, dit is nogal lekker om Christelike biografieë te lees, maar sommige biografieë uit die laat 19de of vroeg 20ste eeu lees eintlik meer soos lofredes as biografieë, want die auteurs, lyk my, wou nie enige van hulle helde se foute bloot lê nie. Hulle het gedink dat die openbaar van enige van 'n tekortkoming op een of ander manier afbreek sou doen aan die pragtige blink voorbeeld wat hulle wou hê lesers moes navolg. En sommige biografieë gee die indruk dat die sendelinge omtrent op water geloop het. Maar gelukkig vir ons skilder die Bybel sy helde met hulle vratte en al. En dit gee ons die gloeiende verhale van hulle oorwinnings, maar dit vertel ook die grimmige werklikheid van hulle mislukkings. En in die verhaal van Gideon sien ons hom aanbid en dan 'n groot oorwinning behaal. Maar die verhaal eindig nie daar nie. Ons sien ook hoe hy geestelik van die pad afdwaal, wat lei tot afvalligheid vir die mense wat hy voorheen uit afgoderry het gelei het. En in vers 15 van hoofstuk 7 aanbid Gideon, en in verse 16 tot 23 sien ons dat hy die oorwinning behaal, maar dan sien ons in hoofstuk 8 vanaf vers 22 tot 35 dat hy ongelukkig afdwaal. So om het op te som, God gebruik aanbidders wat hom vertrou en gehoorsaam om groot oorwinnings te behaal, maar selfs aanbidders moet waaksaam wees teen geestelike dwaling of geestelike afdwaling. So die eerste punt wat ons nou kyk vanmôre is, God wil hê dat ons moet aanbidders word voordat ons probeer om groot oorwinnings vir hom te bewerkstellig. En ons sien dat Gideon se aanbidding het begin toe hy besef het dat hy die engel van die Here van aangesig tot aangesig gesien het. Hy was bang dat hy sou sterf, maar die Here het vir hom gesê in hoofstuk 23 van vers 23 van hoofstuk 6, vrede vir jou, vrees nie, jy sal nie sterwe nie. En as reaksie het Gideon 'n altaar vir die Here gebou en hy het dit genoem, die Here is vrede, in hoofstuk 6 vers 24. En jy kan God nie werklik aanbid of dien totdat jy vrede met hom deur die Here Jesus ook gemaak het deur op die Here Jesus te vertrou. Soos Romeine 5 vers 1 vir ons sê. En vanmôre ontmoet ons Gideon vervolgens terwyl hy aanbid nadat die Here hom beveel het om net voor die geveg na die Midianitiese laar af te gaan. En omdat hy nie wou hê dat Israel moes dink dat hulle die oorwinning deur hulle eie krag behaal het nie, het die Here Gideon beveel om sy leer van 32.000 krygers eers tot 10.000 te verminder en toe tot slegs 300 om teen 135.000 Midianiete te veg. En met elke vermindering in magte moes Gideon se geloof en die geloof
van sy oorblywende manne groei, maar die Here het geweet, hulle vrees ook groei. En omdat hy Gideon se vrees geken het, het die Here hom beveel om sy dienaar te neem en na die rand van die Midianitiese kamp af te gaan. En daar in God se genadige voorsienigheid het Gideon 'n Midianitiese kryger hoor vertel van 'n droom waar 'n gars brood in die Midianitiese kamp geval en een van hulle tente verwoes het. En sy vriend het die droom uitgelê in vers 14 van hoofstuk 7 wat hy sê, dit is niks minder nie as die swaard van Gideon, die seun van Joas, 'n man van Israel. God het Midian en die hele kamp in sy hand gegee. En in reaksie in vers 15, toe Gideon die verhaal van die droom en die uitlegging daarvan hoor, het hy in aanbidding gebuig. Hy het teruggekeer na die laar van Israel en gesê, staan op, want die Here het die laar van Midian in julle hand gegee. En hierdie voorval toon dat aanbidding enige plek en enige tyd kan en moet plaasvind. Dit hoef nie vir godsdienstige dienste gereserveer te word nie. Onthou, Jesus het vir die Samaritaanse vrou gesê in Johannes 4 vers 23 tot 24, maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek sulke mense. God is gees en die wat hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. As julle sien, die Vader soek diegene wat hom in gees en waarheid aanbid. En aangesien dit is wat God soek, behoort dit te wees wat jy soek. Is jou hoofdoel in die lewe om 'n aanbidder van God in gees en waarheid te word? Maar wat beteken dit? Moet ons almal by 'n klooster aansluit waar ons elke dag ure in gebed en aanbidding deurbring? En dit is baie duidelik dat as dit die vereiste was, daar min ware aanbidders sou kon wees. En na my mening is een van die beste boeke oor aanbidding John MacArthur se The Ultimate Priority. En dan op bladsy 127 is sy volledige definisie van aanbidding die volgende: aanbidding is ons innerlike wese wat reageer met lof vir alles wat God is, deur ons houdings, dade, gedagtes en woorde, gebaseer op die waarheid van God soos hy homself geopenbaar het. En dan op bladsy 147 is sy meer bondige definisie: aanbidding is alles wat ons is, wat reg reageer op alles wat hy is. En dan haal hy ook William Temple se welsprekende beskrywing van aanbidding aan, waar dit sê, om te aanbid is om die gewete te verkoop deur die heiligheid van God, om die verstand te voed met die waarheid van God, om die verbeelding te suiwer deur die skoonheid van God, om die hart oop te maak vir die liefde van God, en om die wil aan die doel van God te wy. En 'n pastoor Stephen Cole se definisie is: aanbidding is 'n houding en of gevoel van eerbied, ontzag, dankbaarheid en liefde teenoor God wat voortspruit uit 'n besef van wie hy is en wie ons is. En hy sê dat hy daardie definisie gekry het nadat hy A.W. Tozer sy uitstekende preek aanbidding, die ontbrekende juweel van die evangeliese kerk gelees het. En hy sê aanvanklik het hy Tozer se bewering weerstaan dat aanbidding beteken om in die hart te voel. Maar hy het gesê, teen die einde van die preek het Tozer hom oortuig, want ware aanbidding, soos MacArthur dit definieer, is die reaksie van ons diepste wese, wat ons emosies insluit, op wie God is. En wanneer ons sien wie hy is, soos geopenbaar in sy woord, dan word ons onmiddellik bewus van wie ons in sy heilige teenwoordigheid is. En jy sien dit dwars deur die skrif, toe die Here aan Job verskyn het, na al Job se beproewinge en het sy magtige mag en soewereiniteit oor die hele skepping herhaal het, was Job se reaksie om berou te toon en homself voor die Almagtige te verootmoedig. Julle kan dit gerus lees, Job 40 vers 4 tot 5 en ook Job 42 vers 1 tot 6. En ons weet in Jesaja 6 vers 3, toe Jesaja die visioen van die Here op sy troon sien met die serafs wat uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Toe was Jesaja se onmiddellike reaksie in vers 5, wee my, want ek is verlore, want ek is 'n man van onrein lippe en ek woon onder 'n volk van onrein lippe, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. En toe die Here Jesus die wonderbaarlike visvangs voorsien, het Petrus aan sy voete neergeval en in Lukas 5 vers 8 gesê, gaan weg van my, want ek is 'n sondige man, o Here.
En toe die apostel Johannes, die ene wat sy hoof op Jesus se bors gelê het tydens die laaste avondmaal, toe hy die opgestane Here Jesus in sy heerlikheid gesien het, het hy gesê in Openbaring 1:17, ek het aan sy voete neergeval soos 'n dooie man. Julle sien wanneer ons 'n ware kykie kry na wie God is en wie ons is, en sy genade vir ons aan die kruis, dan word ons oorweldig met eerbied en ontzag en dankbaarheid en liefde vir hom. Dit is aanbidding. En in ons teks vanmôre het Gideon God se magtige krag gesien om hom in die Midianitiese kamp te bring op presies die oomblik toe die soldaat sy ongewone droom vertel het. En terselfdertyd het Gideon gesien hoe hy aan God getwyfel het deur herhaalde tekens te vra wat sou bevestig dat die Here bedoel het wat hy duidelik beloof het. En sy onmiddellike reaksie was om daar in aanbidding te buig. God wou hê dat Gideon moes aanbid voordat hy hom werk toe gestuur het. En die godvreesende pastoor Alan Redpath het eendag vertel van 'n tyd in sy 50er jare toe sy bediening soos nog nooit tevore gefloreer het nie. En hy het baie belangrike spreekbeurte gehad wat opgelyn is, en toe het hy 'n groot beroerte gehad. En terwyl hy in die hospitaal gelê het, het hy die Here aanhoudend gevra, waarom het U toegelaat dat dit nou met my gebeur, terwyl ek al hierdie wonderlike geleenthede het om U te dien? En ek weet nie of hy 'n hoorbare stem gehoor het nie, maar hy het gesê, dat die Here duidelik vir hom gesê het, Ellen, jy het jou werk voor jou aanbidding gesit. En daardie stelling beïnvloed my lewensuitkyk. Want hoewel ek dit nie altyd beoefen nie, en daar 'n sin is waarin ons altyd meer leer ken van wie God is en wie ons is terwyl ons sy woord bestudeer, kom ek altyd terug na daardie diepgaande insig. God stel meer belang in my aanbidding as in my werk. Ek bid dat die Heilige Gees daardie prioriteit ook in jou hart sal inbrand. En dan tweedens, kom ons kyk, God kan groot oorwinnings vir sy mense behaal deur 'n oorblyfsel wat hom aanbid en vertrou en gehoorsaam. En het is interessant dat die Here tot op hierdie punt spesifieke instruksies aan Gideon gegee het rakende sy aanvanklike offer in vers 20 van hoofstuk 6, die afbreek van sy vader se afgodsaltaar vir Baal en die bou van 'n altaar vir die Here in die plek daarvan in verse 25 en 26, en dan die bymekaar roep van sy troepe en die uitdeling daarvan in hoofstuk 6 vers 34 en hoofstuk 7 vers 2 tot 7, en dan die afgaan na die Midianitiese kamp om die profetiese droom te hoor in verse 9 tot 14 van hoofstuk 7. Maar nou, wat die besonderhede van hoe om die geveg te voer betref, is daar geen spesifieke woord van God nie. En baie kommentators neem aan dat die Here vir Gideon gesê het om die kruike en die fakkels en die ramshorings te gebruik. En miskien en dalk sekerlik het hy dit gedoen, maar dit is nie in die verhaal opgeteken nie. En my waarneming uit hierdie feit is dat die Here bereid is om saam te werk met 'n man wat 'n aanbidder is. Hy laat toe dat sy heilige naam langs die van 'n man wat hom aanbid geplaas word, want wanneer die 300 krygers hulle kruike stukkend slaan en hulle ramshorings blaas en hulle fakkels swaai, dan roep hulle uit in vers 20, 'n swaard vir die Here en vir Gideon. Waarskynlik het die Midianitiese krygers se droom en die interpretasie daarvan so deur die kamp versprei dat daar vrees onder hulle was vir die naam en die reputasie van Gideon se God en dan van Gideon self ook. Want dink julle net in hierdie skokkende wakker word in die middel van die nag met die slaan van kruike en die blaas van trompette en die swaai van fakkels en die oorlogskreet van 300 manne wat die kamp omsingel het die Midianiete in volle paniek gestuur. En in die donkerte van die nag en algehele verwarring het God die Midianiete se swaarde teer mekaar gerig, soos vers 22 vir ons sê. En duisende is gedood. En die oorlewendes het in die nag gevlug. En Gideon het die oproep vir meer soldate uitgestuur om hulle te agtervolg. En teen die tyd dat hulle die Jordaanrivier oorgesteek het, was daar slegs 15.000 van 135.000 oor. Hoofstuk 8 vers 10. So wat kan ons leer uit hierdie groot oorwinningsverhaal? Sommige kommentators vergeestelik dit deur op te merk dat ons die kruike is wat gebreek moet word voordat God ons kan gebruik. En wanneer ons gebreek is, dan skyn die vuur van die Heilige Gees en die lig van Christus deur ons en die bassein van die evangelieprediking weer klink. En alhoewel dit alles Bybelse waarhede is,
twyfel ek of die Here bedoel het dat ons al hierdie insigte in hierdie storie moet inlees. Die hoofpunt, soos ek in die opskrif van hierdie afdeling gesê het, vir my, is dat God groot oorwinnings vir sy volk kan bewerkstellig deur 'n oorblyfsel wat hom aanbid en vertrou en gehoorsaam. En God kon hierdie oorwinning bewerkstellig het deur al die Midianiete self in die nag dood te maak, soos hy later gedoen het in reaksie op Hizkia se gebed met Sanherib se leer wat Jerusalem ontsingel het. Julle kan dit in 2 Konings 19 gaan lees. Maar normaalweg gebruik God sy swak en kom ons sê minder talryke mense wat by verre getalle gewys 'n oormag moet van aangesig tot aangesig sien, maar mense wat hom aanbid en vertrou en gehoorsaam. En ons sien dit in Israel se geskiedenis toe koning Asa met 'n leer van 580.000 man, 'n miljoen man sterk Kusitiese leer in die gesig gestaar het, 2 Kronieke 14 vers 11. Wat sê, en Asa het die Here sy God aangeroep en gesê, Here, niemand kan help soos U tussen die magtige en die kragtelose nie. Help ons, Here onse God, want op U steun ons en in U naam het ons teen hierdie menigte gekom. Here, U is onse God. Laat geen sterfling naas U magtig wees nie. En in reaksie op hierdie gebed het die Here die Kusiete verdryf, soos ons sien in 2 Kronieke 14 vers 12. Maar die Israelitiese leer moes veg om die geveg te wen. En in die verhaal van Gideon, nadat die Here verwarring gebring het en die Midianiete mekaar wat uitmoor het, moes Israel steeds meer troepe bymekaar kry en hulle in 'n opruimingsoperasie agtervolg. God gebruik dus middele meer as, maar ons moet nooit op daardie middele vertrou nie. En ons is dikwels geneig om getalle te oorskat. Die Here kan groot oorwinnings lewer deur 'n klein oorblyfsel van diegene wat hom aanbid en vertrou en gehoorsaam. Moet dus nooit misken wat die Here deur jou kan doen terwyl jy op hom vertrou nie. 'n bekende aanhaling van E.M. Bounds is relevant en ek wil net hier sê dat waar hy die woord mans gebruik, is ek seker dat hy vroue ook ingesluit het. Waar hy sê wat die kerk vandag nodig het, is nie meer masjinerie of beter masjinerie nie, nie nuwe organisasies of meer en nuwe metodes nie, maar manne wat die Heilige Gees kan gebruik, manne van gebed, manne magtig in gebed. Die Heilige Gees vloei nie deur metodes nie, maar deur manne. Hy kom nie op masjinerie nie, maar op manne. Hy salf nie planne nie, maar manne van gebed. En die mees effektiewe gebede kom uit harte van aanbidding en vertroue en gehoorsaamheid aan die Here. So, Gideon en sy paar manne het 'n groot oorwinning vir die Here behaal. En as die storie daar geëindig het, dan sou dit soos 'n sprokie wees wat eindig en hulle het almal vir altyd en altyd gelukkig geleef. Maar ongelukkig is daar 'n hartseer einde aan die storie wat as 'n waarskuwing dien vir almal wat die Here dien. En dis ons derde punt. Selfs aanbidders wat sien hoe God groot oorwinnings behaal, moet waaksaam wees teen geestelike dwaling. Want na die aanvanklike nederlaag van die Midianiete moes Gideon die ongegronde woede van die manne van Efraim trotseer wat hom uitgedaag het omdat hy hulle nie in die oorspronklike geveg ingesluit het. En Gideon kon hulle hard geantwoord het, maar in plaas daarvan het hy wyslik geantwoord met 'n sagte woord wat hulle toorn afgeweer het, soos ons in vers 13 van hoofstuk 8 sien. 8 vers 1 tot 3 verskoon. Hy moes ook teen die Israeliete van Sukkot en Peniel te staan kom wat geweier het om met voorraad te help terwyl hy probeer het om die Midianiete te agtervolg in verse 4 tot 17. En kommentators is verdeeld oor of hy hulle behoorlik of te hard hanteer het. Maar dan lees ons in Rigters 8 vers 22 tot 23. Daarop sê die manne van Israel vir Gideon: Heers oor ons, u sowel as u seun en u kleinseun, want u het ons verlos uit die hand van die Midianiete. Maar Gideon antwoord hulle: Ek wil nie oor julle heers nie, en ook my seun mag nie oor julle heers nie. Die Here sal oor julle heers. En soos Engels sal sê, so far so good. En dit sou 'n groot versoeking vir Gideon gewees het om hulle aanbod te aanvaar.
En dit sou sy trots aangevuur het om dalk 'n dinastie in Israel te vestig. Hy kon geredeneer het dat die volk 'n man van sterk geloof soos hy nodig gehad het om die oorwinning oor Midian te bewaar en die afgoderry in Israel te stop. Maar Gideon moes besef het dat die volk nie die Here vir leiding oor hierdie belangrike nuwe voorstel gesoek het nie. Trouwens, hulle het die oorwinning verkeerdelik aan Gideon toegeskryf, soos ons in vers 22 sien. En verskoon tog. Ek sê hulle die oorwinning verkeerdelik aan Gideon toegeskryf en terwyl hy geweet het dat die Here die oorwinning gegee het en nie hy nie. En daarom het hy wyslik hulle aanbod van die hand gewys. En later toe Israel die profeet Samuel gevra het om 'n koning vir hulle aan te stel, was hulle rede mos sodat hulle soos al die nasies kon wees, 1 Samuel 8 vers 5. En die Here het toestemming aan Samuel gegee, maar hy het ook aan Samuel verduidelik in 1 Samuel 8 vers 7, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees nie. En tot hy Samuel opdrag gegee om koning Saul aan te stel, wat 'n ontroue koning geblyk het te wees. En die Here het waarskynlik vir Saul gekies om Israel te dissiplineer, omdat hulle God verwerp het, voordat hy uiteindelik vir Dawid, die man na sy eie hart, gekies het. Maar al het Gideon tereg die aanbod om hulle koning te word verwerp, het sy daarop volgende lewenstyl soos die van 'n koning gelyk. Want teen God se ontwerp vir huwelik in het Gideon baie heidense konings nageboots deur 'n groot harem vroue aan te skaf. En sy vroue het om 70 seuns en dan ongetwyfeld baie dogters voorsien, soos ons in vers 30 van hoofstuk 8 sien. En na sy dood het sy seun by 'n byvrou Abimelech al die ander seuns behalwe een doodgemaak. En interessant, die naam Abimelech beteken my vader die koning. En hy het probeer om koning oor Israel te word, soos ons in Rigter 9 sien, wat hy miskien uit sy vader se leefstyl geleer het. En om soveel kinders te onderhou, moes Gideon 'n inkomste soos 'n koning hê. En hy het moontlik die begin van sy rykdom gekry toe hy sy medekrygers gevra het om hom al hulle goue oorbelle uit die buit te gee. En hy het 1700 sikkels goud ingesamel, en dis so tussen 30 en 40 pond goud. Soos vers 26 vir ons sê. En met van daardie goud het Gideon 'n efod gemaak wat soos 'n baadjie of 'n voorskoot tipe ding was wat die hoëpriesters gedra het, soos in Eksodus 28 vers 6 tot 14 beskryf word. En die Urim en die Tumim was in hierdie efod wat die priester gebruik het om die wil van God te bepaal. En ons weet nie wat Gideon se motiewe hiervoor was nie. Miskien het hy gedink dat die hoëpriester in Israel te ver weg in Silo gewoon het en dat die volk 'n priester nader aan die hand nodig gehad het. Want Silo was in die gebied van Efraim, wat mos vyandig teenoor Gideon was na sy oorwinning. So miskien wou hy nie daarheen gaan om die Here te raadpleeg nie. Miskien het hy opreg gehoop dat hy die volk van Baal aanbidding sou kon weerhou deur 'n gelokaliseerde priester self op te tree. Maar die teks openbaar nou nie sy motiewe nie. Maar dit vertel ons wel die tragiese uitkoms van hierdie efod wat hy gemaak het. In Rigters 8 vers 27 sê dit, en het dit daar agter, praat nou van die volk, het dit daar agterna gehoreer, en dit het vir Gideon en sy huis 'n struik geword. En hierdie om te horeer of agterna gehoreer is 'n frase wat na afgoderry verwys. Miskien wanneer hy die efod nie in een of ander aanbidding sodanigheid gedra het nie, het Gideon dit in die openbaar uitgestal. En Israel het dit soos 'n afgod begin behandel. Waarskynlik het hulle daartoe gebid om te probeer kry wat hulle wou hê. En hulle het dit eerder as die Here aanbid. Maar julle sien, Gideon het geen opdrag of gesag gehad om as priester vir sy stad of stam op te tree nie. En die tabernakel waar God se teenwoordigheid gemanifesteer was in Silo, nie by Gideon en sy efod en Ofra nie. En selfs al het Israel se priesters nie opgetree soos hulle moes nie,
het Gideon geen basis gehad om 'n alternatiewe plek van aanbidding in sy dorp aan te bied nie. Hy moes die mense van hulle afgodiese aanbidding van die efod gekeer het en hy het nie. En ek wil afsluit met 7 lesse wat ons uit Gideon se hartseer mislukking moet leer. En die eerste is, moenie op geestelike leiers vertrou nie, selfs al het hulle groot dinge vir God bereik. Vertrou op God alleen. Terwyl God begaafde leiers gebruik, is hulle kwesbaar vir trots en vir welis en vir gierigheid en selfsug en baie ander sondes. As jy op hulle vertrou en hulle in sonde val, dan kan jy ontnigter word en kan jy self van die Here afvallig raak. En tweedens, bid dat Christenleiers daagliks met die Here sal wandel. Want daar is geen geestelike, skielike uitbarstings nie, slegs stadige lekkasies. 'n Man wat daagliks met die Here in sy woord en in gebed wandel en sy eie sonde op die hartvlak beoordeel, sal nie in ernstige sonde val wat sy familie en die familie van God tot afgoderry lei nie. En derdens, prestasies in die verlede is geen waarborg vir toekomstige getrouheid nie. Ek wil graag dink dat wanneer ek die Here gevolg het en hom groot oorwinnings deur my getrouheid sien bewerkstellig het, dat ek immuniteit teen sonde sou opbou. Maar Dawid se verskriklike val met Batseba wys dat dit nie waar is nie. Vierdens, bid vir jouself en bewaak jou hart deur elke dag in werklikheid met die Here te wandel. Spreuke 4 vers 23 beveel ons en sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. En ongelukkig het Salomo wat dit geskryf het, nie sy eie raad gevolg nie. Hy het toegelaat dat sy baie buitelandse vroue sy hart van die Here af wegdraai, soos 1 Konings 11 vers 4 vir ons sê. En vyftens, volg God se woord, nie enige menslike of menslik bedinkte godsdienst nie. Want hierdie efod wat Gideon opgerig het nie 'n middel tot versoening vir sonde gehad nie, want wat die kern is van hoe sondaars met die heilige God versoen moet word nie. Dit het 'n uiterlike vorm van godsdienst voortgebring, maar dit kon nie vergifnis vir hulle sonde bied of hulle lei om die Here persoonlik te ken nie. En dan sestens, goeie dinge wat op die verkeerde manier gebruik word, kan subtiel lei tot ernstige afvalligheid later. Want hierdie efod was 'n goeie ding as dit behoorlik deur die hoëpriester by die tabernakel gebruik is. Maar as dit verkeerd deur Gideon gebruik word, het dit 'n afgod en 'n stryk geword. Dit was uiterlike godsdienst wat mense bo hartsverhouding met God verhef het. Selfs goeie dinge soos Bybellees en gebed of evangelisasie kan eksterne aktiwiteite word wat tot trots lei, omdat ons mos hierdie dinge doen. En dan laastens, sukses is geestelik gevaarliker as mislukking. Gideon het God aanbid toe die engel aan hom verskyn het. En hy het weer aanbid toe God om die droom van die Midianitiese soldaat oor Gideon se oorwinning laat hoor het. Maar nou dat hy die oorwinning behaal het, is daar geen berig van aanbidding nie. Van hom of van sy mense se kant nie, behalwe vir die vals aanbidding van die efod. So wees op jou hoede as jy sukses geniet. Geliefde, jy kan God nie dien voordat jy nie as 'n skuldige sondaar by die kruis van Christus kom en op sy hoede en op sy dood vir jou sondes vertrou nie. Sodra jy hom vertrou het, wil hy hê dat jy 'n aanbidder word wat geestelike oorwinnings behaal deur hom te vertrou en hom te gehoorsaam. Amen. Kom ons maak die oë toe. Here God, Here, dankie vir hierdie tydige waarskuwing. Here, help ons om nie op mense te vertrou nie, om nie op geestelike leiers te vertrou nie, nie eers op hulle wat alreeds bewys het, of dat daar bewys is hoe hulle geestelike oorwinnings deur U behaal het nie. Help ons, Here, om altyd net op U te vertrou, sodat ons nie na die oorwinning ook dalk mag afdwaal nie. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle saam geluister het. Mag hierdie boodskap vir julle van groot betekenis wees. Mag dit vir julle voedsel vir julle siele wees en mag dit julle
help om op julle hoede te wees, om nie net te vertrou en te aanbid tot die oorwinning kom en daarna af te dwaal nie, maar dat julle altyd op God sal bly vertrou en ons sal bly gehoorsaam en ons altyd sal aanbid. Mag hierdie vir julle 'n wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week wees wat voor lê. En as die Here wil, kom ons volgende Sondag weer rondom sy woord by mekaar om verder van hom te leer. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees. Mag God self met julle wees. En mag God julle seën. Shalom.